Baie welkom by Sian Collective In Focus podcast. In Focus is 'n aanlyn geselsprogram waar Christelike leerstellings, oorleweringe en tradisies geweeg word teenoor die woord van God. Die dag van die Here bring 'n openbaringsboodskap wat die identiteit van Jesus Christus aan ons bekend maak, met 'n nuwe insig oor wie ons is as nuwe skepsels. Kom luister gerus na die goeie nuus van Christus in ons, die hoop tot God se heerlikheid. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons Dinsdag aand in Focus. Ons wil julle net hartlik welkom heet hierso vanaand. Dit gaan 'n lekker gesprek wees. Ons wil julle sommer net laat weet so as ons met ons wegspring. Ons gaan nou een keer 'n maand gaan ons 'n In Focus sessie hê. Ek besef ons het besef ons partymal groot stukkies wat ons moet verteer en oor mediteer en dink. So is dalk beter om van hierdie gesprekke 'n kans te gee dat ons dit kan kyk en bietjie daar kan dink en dit inbou in ons harte. Daarop net ons kyk ding en ons beweeg aan na die volgende onderwerp toe, maar dit word nie regtig deel van ons lewens en ons ondersoek nie regtig waaroor hierdie gesprekke gaan nie. So dit is belangrik dat ons dit waar ons gesels, dat jy as kyker nie net deelneem in hierdie uur wat ons besig is nie, maar regtig dit die skrifte gaan ondersoek waaroor ons praat en dit inbou in jou lewe of die vrae wat jy moet vra uit hierdie gesprekke uit. Dis waarom ons hierdie program het in Focus om die skale weer reg te trek en dinge wat uit balans uit is weer in balans te kry volgens God se plan en sy weë en dit wat hy vir ons as kerk wil hê. So hierso saam met my vanaand het ek my twee gaste, André Sterre, visieleier van Sian Collective. Baie welkom. Jake, lekker om hierso so op 'n koue Pretoria aand. Dit is 'n bietjie geniepsig, maar dit is maar die geselsie is warm. Groot voorreg om te wees. Niels, baie welkom hierso. Niels Labeskagni. Is lekker om jou ook hierso te hê. Ek dink ons gaan 'n lekker gesprek hê. Vanaand is ons onderwerp die groot ruiltransaksie of die pragtige ruiltransaksie. Is iets waarmee ons as kerk bekend is oor die werk van Jesus Christus. En ek wil graag oopmaak met hierdie skrif voor ek my eerste vraag vra. En my eerste skrif is in 2 Korintiërs 5 vers 21. Wat sê, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God." Toe ek hierdie skrif lees en ek lees hom binne in die King James version to say, "He made him who knew no sin, that we might be made the righteousness of God." Dis iets wat ons gemaak word. En toe ek gaan kyk na wat hierdie woord beteken, to say, to become, to come into existence, to arise, to appear in history, to get up or come upon a stage. En so daar's 'n werk en 'n ruiltransaksie wat hier moet gebeur en iets wat ons moet verstaan. So Niels, ek wil gou wegspring met my eerste vraag. Wat is fundamenteel belangrik om te verstaan van 'n ruiltransaksie vir dit om 'n ruiltransaksie te wees? En hoe het ons as kerk tot en met nou hierdie ruiltransaksie misverstaan in die werk van Jesus Christus? Ja, baie goeie vraag. Kan ek een trekkie gou terug in daai skrif in? Jy mag. Want dit is verskriklik mooi en ek dink die mooi verstaan van vers 21 is belangrik. Want altyd as ek na die skrifgedeelte verwys, dan wil ek ons moet verstaan, ons was 'n toestand van sonde. En God het Jesus 'n toestand van sonde gemaak. Selfstandige naamwoord. Hy het hom nie laat sondig werkwoord nie. So is 'n toestand vir 'n toestand. En hierdie is belangrik. Hy het hom ons toestand gemaak sodat ons weer kan word die toestand van dit wie Jesus Christus was. Ja. En ons toestand van sonde was Adam. En die toestand van geregtigheid is Christus. En ons moet dit verstaan as 'n toestand. Die rede hoekom ek dit sê is, ons het nie gered geword omdat ons ophou sonde doen het nie. Ons het ons kon nie redding, ons kon nie wedergeboorte, ons kon nie kind van God word, kon ons nie verdien nie. Ons kon dit nie deur ons prestasie bereik nie. Daarom kan jy dit ook nie deur 'n verkeerde prestasie verloor nie. Dis 'n toestand vir 'n toestand. Ja. Ek dink dit sê dalk net so 'n bietjie die platform vir... En jy kry dit deur geloof. Kry dit deur geloof. Ja. Ek dink dit sit die platform dalk net 'n bietjie neer, want ons moet die diepte daarvan verstaan. Dit is 'n verskriklike mooi skrif daar. Ja. Maar as ons nie verstaan, is 'n toestand vir 'n toestand nie. Met 'n posisie vir 'n posisie. 'n selfstandige naamwoord vir 'n selfstandige naamwoord. Is nie 'n werkwoord nie. Die werkwoorde volg vanuit die selfstandige naamwoord of vanuit die posisie uit. Maar ek dink daai skrif sê dit so mooi, nê. God het hom wat geen sonde, hy het nie daai posisie geken nie. Ja.
het God hom daai posisie gemaak. Ja. So God het hom ons gemaak, en in ruil het God ons hom gemaak, en sy posisie gekry. Die geregtigheid van God. Jy kry nie eers jou eie geregtigheid nie, jy kry die geregtigheid van God in Christus Jesus. En dis wat die woord sê, vir jou om 'n kind van God te word, bely jy met jou mond, jy was altyd onder die autoriteit van Adam, die Heer Adam. Nee, Adam was die hoogste gesag van mensdom, as die saad, as mensdom, as die spesie. So jy was onder daai heerskappy. Reg. Maar Adam het sy heerskap verloor, en het 'n slaaf geword van sonde. Reg. So toe gee God 'n nuwe seun van God, seun van mens. En Jesus Christus was getrou om sy liggaam kruis toe te vat, sodat God daai liggaam kon sonde maak, die posisie van sonde maak, sodat ons weer die posisie kan word van geregtigheid. En dis wat Romeine 10 sê, as jy met jou mond bely 'n nuwe Heer, daar's 'n nuwe Adam, 'n nuwe begin, 'n nuwe oorsprong, 'n nuwe posisie. Come into existence. Ja, daar's 'n nuwe een. Ek bely met my mond die Heer Jesus Christus. Dan haal God my uit Adam uit, en ek word weer gebore uit Christus uit, so ek word ook weer seun van God, seun van mens, ek kans om die seun van mens weer te red, te regenereer vir God. Die woord sê, met my mond bely ek, en met my hart glo ek tot geregtigheid. So ek glo in hierdie nuwe posisie wat ek ontvang, en ek wil dit net sê, jy het nou gesê, toe jy begin het, toe sê hy, waar het ons die ruiltransaksie verkeerd geïnterpreteer. Ons het, dis nie dat ons hom verkeerd geïnterpreteer, ons het hom half geïnterpreteer. Ons het net geglo, ons glo baie maklik in die gedeelte, waar God vir Jesus sonde maak, en hy word ons sonde. Maar ons glo moeilik, en dit is as gevolg van die effek van sonde in ons, en deel van mensdom, glo ons baie moeilik, dat God toe sy posisie vir ons gee. Reg. En dis die volle ruiltransaksie. Dis ek dink aan daai Engelse lied wat Hillsong sing, it's a beautiful exchange, nee, die pragtige of die mooi ruiltransaksie. Ek wil sê die volmaakte, die totale ruiltransaksie. Ons moet die ruiltransaksie al die pad vat, tot by sy opstanding, wat toe weer iets vir ons beteken het, en ook toe weer vir God iets beteken het. En dis waar ek dink ultimately waar ons vanaand wil by uitkom. Maar ek dink baie keer van hoe ons dit verstaan het, is dat die ruiltransaksie was tussen mensdom en Jesus. Maar God doen eintlik die ruiltransaksie. Dit gaan eintlik oor hom. So as jy iets het en jy ruil dit, dan wil jy iets terug hê. En so dis belangrik om in die ruiltransaksie te verstaan wat wou God gehad het deur hierdie ruiltransaksie te hê. Nie ons, Jesus het ons sonde gevat en nou kan ek hemel toe gaan nie, so ek kry iets nie. Dit gaan nie oor my wat iets, ek wat iets kry nie, dit gaan oor God wat iets kry. Die een wat betaal, hy kry iets en hy het ons waarde afgemeet, nê. Elkeen van ons se waarde, want Jesus red jou nie in bonneltjies nie. Hy red jou ook nie, jy kan nie gaan sê, Here, ek bely Jesus Christus met my mond en glo met my hart, en dan vir my kleinkinders nie. Ag, en selfs nog al my kinders wat sou kom nie. So, die oomblik wanneer elke persoon vir sy eie geloof verantwoording doen voor God, is daar 'n ruiltransaksie. So Jesus Christus is 'n lewendige ruiltransaksie, tussen mensdom en mensdom. Adam het 'n ou mensdom laat val, Jesus Christus het 'n nuwe mensdom gegenereer vir God. En daai woordjie, daar in 2 Korintiërs 5 vers 21, vers 17 sê, hy wie in Christus is 'n nuwe skepping. Hy sê eintlik skepping, 'n habitat. Maar habitat word gebou uit skepsels uit. Maar daai woordjie new creation is die woordjie kainos, brand new, never existed before, never been done before. Jy word nie gepanel beat nie. Jy gaan dood, as een gesterf het almal gesterf. Sodat die wat nou lewe, toe hy sterf, toe sterf mensdom wat in hom glo, en word weergebore of uit die doodheid opgewek as 'n nuwe mensdom. En uit daai mensdom uit eintlik 'n nuwe habitat, hens die koninkryk van God. Maar dis 'n redelike nuwe konsep om te sê, ons is Christus, ons was Adam, want en dit is ook moeilik om te verstaan dat
Omdat Adam gesondig het almal gesondig. Ja. Ons almal die hele saad, alles wat uit Adam uitkom, het gesondig. Ja. En nou Jesus kom as die eerste ene wat betaal vir dit om 'n nuwe skepping op te wek, maar ons het nog nooit gehoor dat hierdie nuwe skepping is Christus nie. Ja, want ons het dis 'n identiteitsding wat ons gaan moet verstaan. Weet jy wat Jake, die duiwel, jy kry 2 evangelies. Die evangelie van God en binne hom lê waarheid. En waarheid is 'n krag. En hierdie krag versoen alles met God. Die duiwel om hierdie ding te stop, het ook 'n weergawe van die evangelie gemaak. Inteendeel, hy het baie gemaak. Sodat hierdie ware weergawe soos 'n naald in die hooi sal lê. Laat jy hom nie kry nie, nê? 'n needle in 'n haystack. So die vyand is goed om denominasies te skep en verdraaiings van die evangelie, wat luister nou mooi vir my, wat se definisie en konteks anders is as die waarheid se definisie en konteks. So alles rakende die geloof gaan eintlik oor definisie en konteks. As ek en jy nou met mekaar kommunikeer, om mekaar te verstaan, moet ons dieselfde taal praat. As jy 'n taal praat en ek praat 'n ander taal, dan gaan ons mekaar nie verstaan nie. Waarna toe gaan ons gaan? Ons gaan na prentjies toe begin gaan. Nee, so die mees eenvoudigste manier van taal praat. So as jy in 'n taal praat en ek praat in dieselfde taal, dan is dit belangrik dat, hoekom sê ons dieselfde taal? Want jy verstaan die definisie van woorde, ek verstaan die definisie van woorde, en dan gebruik ons daai woorde in sinne, woordjie plus woordjie plus woordjie, maak sinne, sinne plus sinne plus sinne, maak paragrawe, en paragrawe plus paragrawe, maak konteks. Die waarheid kry sy krag in definisie en konteks, en godsdiens, die vyand, vat die krag weg, met ander definisie en konteks. So waar die probleem ingekom het, is dat ons het nie mooi lekker verstaan, wat beteken die woordjie Christus nie. So ons het die woordjie Christus, wat 'n byvoeglike naamwoord is. Behalwe in die gedeeltes waar dit sê, die Christus. Met ander woorde, Jesus is, want in Jesus se tyd was daar baie Jesusse. Jesus was 'n baie algemene naam in die tyd van Jesus. Of as jy nou Mexico toe gaan, of 'n bietjie in van daai Portugese of Portugal hulle, of in Mexico hulle gebruik nog die naam Jesus, Jesus, So Jesus is 'n baie algemene naam gewees in daai tyd, selfs met die ruiltransaksie tussen Jesus Christus en Jesus Barabbas. Barabbas se naam was Jesus, nê? Wat ook eintlik weer 'n mooi prentjie is hierso, nê? Wat eintlik vir ons 'n baie mooi prentjie uitbeeld. Maar so tussen al die Jesusse wat daai tyd geleef het, watter een was die Christus? Uit wie uit het die Christus plan gekom? Uit Jesus van Nasaret. Die Jesus van Nasaret. Josef en Maria se seun, nê? Wat nou nie Josef se saad is nie, God het hom bonatuurlik geskep in Maria se skoot. Maar die woordjie Christus is 'n byvoeglike naamwoord. En 'n byvoeglike naamwoord is 'n beskrywende woord wat aan 'n selfstandige naamwoord gekoppel word. So die oomblik toe Jesus uit die doopwater uitkom en God se gees en sy gees word een, toe word Jesus Christus, gesalf. Hy word van bo gebore of eintlik vanuit die hemele uitgebore. En daarom kan hy getuig in Matteus 11. Dan sê Jesus dit so mooi, hy sê, onder almal wat gebore is uit die vroue uit. Selfs Johannes die Doper. En hy wat uit 'n vrou uitkom, sê hy, is daar niemand groter as Johannes die Doper. Want by Johannes die Doper sou hy vir Jesus aanwys. Uiteindelik, nie dit kom nie, dis hier is ons dit. Maar toe Jesus in die doopwater instap, toe is hy nie net meer vleesmens nie, hy is ook 'n nuwe geesmens. So Jesus Christus getuig daar in Matteus 11 en sê hy, onder almal gebore uit vroue, is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. Maar tog is die geringste in die koninkryk groter as hy. Nikodemus vra vir Jesus, hoe kan jy hierdie goeders doen? As God, ons weet God is met jou, hoe doen jy hierdie goeders? Jesus sê, as jy nie weer gebore word nie, kan jy nie in die koninkryk ingaan nie. Jesus getuig van sy eie lewe as die eerste een. Hy's die Adam, hy's die begin in Christus. So hy's die heel eerste een wat 2 keer gebore is. En toe hy sy liggaam vat kruis toe en hy betaal en daar's die ruiltransaksie, toe kan ons ook weer gebore word. Jy verstaan nie? So die ruiltransaksie was tussen Adam die saad
en Christus die saad. Galasiërs 3 vers 16 sê, God het aan Abraham die belofte gemaak en aan sy saad. En hierdie saad is nie Isak nie. Isak was net die prentjie. Die saad is Christus. Ja. So nou sê 2 Korintiërs 5 vers 17, elkeen wie in Christus is. Nee, net voor dit sê hy, as een gesterf het almal gesterf. So, omdat God hom sonde gemaak het, vat hy al ons sonde, en omdat hy gesterf het, sterf daai saad. Dan word hy op die 3de dag opgewek as 'n gees. Ons sien die verheerlikte liggaam, die geesmens. Hy wys eintlik die exchange tussen Adam en Christus, nee. Waarvan hy dan die eerste is. So, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, of, kan ek dit dan anders sê, God het hom wat geen Adam geken het nie, Adam gemaak, mooi. Sodat almal wat Adam is, kan doodgaan, saam met toe hy doodgaan, en dat hulle nou kan word die geregtigheid. Nou daar's net een ding geregtig in God se oë, en dis Christus. So ons word weergebore uit 'n nuwe saad. Ja, en net om ons kykers te help, geregtigheid beteken nie om in die toestand te wees soos wat God dit beplan het. Soos wat die oorspronklike toestand. Wat mooi is, want God, dis eintlik wat God wou gehad. So as ons nou kyk na die ruiltransaksie, is God het 'n plan gehad in die begin. Dit het geval en hy wou weer daai ding terugkoop. En hy het onder 'n beter verbond met beter beloftes. Jy kan nie weer uitval. Jy kan nie. Exact. Ja. En ek dink Niels, dis waar ons, en dis my eerste vraag gewees, waar het ons as die kerk die kortgeval in die verstaan van hierdie incredible exchange wat gebeur het, want ons het geweet ons kom uit Adam uit, en Adam het gesondig, en Jesus het gesterf, so ek het besef, my Adam toestand is weggevat, nou sê ek was Jake Adam, nou sê ek net Jake, maar hulle het nie vir my gesê, jy's Christus nie, jy's ook nou 'n gesalfde, daar stap Jake, die gesalfde, die ene wat gesalf is met die gees van God. Baie mooi. So dit het ontbreek, so ek dink baie van as mense kyk na CIM en ons as 'n bediening, en ons praat van, en ons sê, jy's 'n Christus, dit voel amper vir hulle godslasterlik, ons vat iets weg by Jesus. Ons kan nie, wat ons glo, alles wat waar is oor hom as 'n Adam, is waar oor almal wat uit daai Adam uit weer gebore is. Nee, uit daai werk uit gebore word, uit daai saad uit gebore word. Om dit nie te verstaan nie, beroof ons eintlik God. Presies. So want hy wil hê ons moet dit geword het. Presies. So die ruiltransaksie voltooi nie. Kan jy hoor? Die kerk glo 'n gedeelte van die ruiltransaksie. Tot by 'n plek. Maar die oomblik as ons glo in die, kan ek dit amper sê, die wegneem van die sonde en die sleg gedeelte. Maar ons glo nie al die pad tot die opneem en die opstaan van die kraggedeelte, sodat alles wat waar was oor die hoëpriester van ons saad, is ook waar oor al die konings en die priesters, want hy is mos die koning van konings, hy is die Heer van heeres, hy is die hoëpriester van priesters. Ons moet al die pad glo in daai ruiltransaksie. Anders bring ons nie eer aan die volheid van daai kruis nie. So wat weggeneem moet word weggeneem. Maar wat opgeneem moet word net nooit opgeneem nie. Ja, en dan, sorry Neil, dan verloor nie net ons as 'n kerk. Nee, God verloor. Jy het dit gesê, God het weer vir homself iets kom terugkoop. God verloor. Hy verloor sy volk. Hy verloor 'n spesie wat sy geregtigheid is. Hy verloor sy toegang om weer uit die hemel uit in die aarde in te kom. Hy verloor sy vermoë om weer 'n koninkryk in die aarde te bou, soos wat dit in die hemel is. Jy sien, so jy kry nie oes op 'n saad nie. Jy kry nie oes op die saad. Maar daar is die vyand meesterlik. Ons sien dit vanaf Genesis 3. Die vyand maak die boom van kennis van goed en kwaad oor die mens. Ja, is waar. En die mens het 'n begeerte om wat daai boom vir hom kan bied vanuit die leen, om daai boom te kan eet. Skielik uit hierdie gesprek uit word daai boom 'n boom waarna jy kan begeer om hom te eet. Dit het presies gebeur by die kruis. Ander het nou mooi gesê. Daar's 'n weergawe van, daar's 'n Christelike weergawe in godsdiens wat weg is van die volheid van waarheid. En in hierdie weergawe het die vyand weer daar geslaag dat ons die kruiswerk oor ons gaan maak het. Bedoelende dat die kruis se doel is om my te red, sodat het met my goed kan gaan, sodat ek voorspoedig kan wees, sodat ek oorwinning kan hê en dat ek kan hemel toe gaan. En dan gebeur wat jy nou gesê het, net nooit nie. Ek vind nie my identiteit nie. Ek ontdek nie wie ek is nie, want dit is nie nodig nie. Want daar's nie 'n doel vir my redding nie. Want
is hierdie vakuum, want ek leef nie vir God nie, ek verstaan nie God se hart vir 'n ruiltransaksie, en eintlik wat God net wil regmaak is, dit wat daar verkeerd gegaan het in Genesis 3. Ja. Dis al wat hy wil kom regmaak. En die groot gevaar met, as jy nie jou identiteit ken nie, word genade eintlik al die hele tyd barmhartigheid genoem. Heeltemal reg. En Dis weer definisie en konteks wat ons want nie jy kan nie verstaan. iemand leer as hy nie besef wie hy is nie. Ja. Daar's iets missing in daai link. Ja. So totdat jy besef, hoorie, om die geregtigheid van God te word. Maar kan jy sien, hè? Dis massive. God het ons iets gemaak wat hy kan gebruik in die aarde. Hy het ons sy geregtigheid gemaak. Ja. En weet jy wat sê Kolossense dan? Dan kom woon die volheid van die godheid binne in die liggaam van mens. So wanneer God, die heel eerste aksie wat God neem, as jy glo in die werk van Jesus Christus, is jy sterf in Adam, jy word weergebore in Christus, so jy sterf as die mieliepit, jy word weergebore in die koringkorrel, en Jesus sê dit, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit een. Maar dit het gesterf, so nou bring dit 'n oes voor. Nee. En hierdie is die geregtigheid van God. Met ander woorde, dis weer vir God 'n toegang uit die hemel uit om in die aarde 'n werk te doen waarin die volheid van die godheid beliggaam is. Want die Bybel sê die volheid van die godheid is beliggaam in Christus. Nou Christus is 'n liggaam. Christus is nie net een nie. Christus is 'n liggaam. Jesus is die hoof van die Christus liggaam. Ons almal is nou verskillende dele van die Christus liggaam. Maar elkeen is 'n Christus. Gedeelte van hierdie, almal is, dis ons deel van die Christus liggaam. So, en die volheid van die godheid is beliggaam binne in dit. Sodat God, die heel eerste aksie wat hy doen is, as jy weergebore word, is God kom trek met sy gees binne in jou. God kom woon in jou. Jy gaan woon nie in God nie. God kom woon in jou. So God koop terug wat hy verloor het, en dis sy tempel, die mensdom. Maar die mensdom in Adam het geval, sê Romeine 3:23. Nee, almal het gesondig, posisie, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou is ons almal die geregtigheid van God, maar nou ontbreek ons nog steeds aan die heerlikheid. Jy sien hoe skerp was die vyand. So God wil uit sy regverdige tempel uit sy heerlikheid belê, laat hy met sy heerlikheid kan begin dinge doen in die aarde. Vanuit en deur mensdom. Soos met Jesus. Jesus is die perfekte voorbeeld. Jesus het so akkuraat God uitgebeeld, dat godsdiens nog steeds sê Jesus is God. Terwyl almal wat vir Jesus sê hy's God, sê hy's nie God nie, daar's net een God. Is net een God. Daar's net een wat goed is, daar's net een God. Daar is net een God en Vader. Ek meen, Jesus het 'n Vader. En dis nou dieselfde Vader. Johannes 20, nee Niels, waar is hy? Johannes 20 vers 17. Vers 17, wat toe Jesus opstaan uit die doodheid. En Maria en hy het 'n gesprek, en Maria herken hom nie. Dit is eintlik so mooi, nee. Hy staan op in die tuin, en sy dog, hy's die tuinier. Verstaan jy, nee? Adam het in 'n tuin dit opgemors. Hier is Jesus die tuinier. Nee, die nuwe Adam. En sy sê, hoorie, waar het jy vir Jesus neergelê? Toe hy haar aanspreek en sy herken sy stem. Want sy het hom nie herken hoe hy lyk nie. Sy het sy stem herken. Toe sê hy vir haar, gaan na my broers. Hy sê nie gaan na my disippels toe nie. Hy sê, Maria, ek moet opvaar. Gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my God, wat ook nou hulle God is. En my Vader, wat ook nou hulle Vader is. Nou, as God die Vader is van Christus, hoe word God dan as Vader, ons Vader, as ons nie uit Christus uit is nie? God is net die Vader van Christus. En as jy dink daaraan, eintlik, God wou nog altyd, sy droom was om 'n pa te word met seuns in die aarde. Baie mooi. En dit is die hele storie van Abraham en die beloftes wat daarin lê. Maar ek dink nou aan daai gedeelte van Petrus, want vir die kykers wat dalk nou die eerste keer kyk en hoor Christus en is dalk 'n nuwe konsep, dan dink ek daar's die volgende vraag gaan dan wees, maar toe Jesus vir Petrus en die disippels vra, hoorie, wie is ek? Toe het hulle 'n klomp antwoorde en toe sê hy, maar wie sê julle is ek? En toe sê Petrus, jy is Christus, die seun van die lewende God. Baie mooi. Nou, my vraag dan is, as ons hierdie gesprek het oor wanneer ons wedergebore word en ons word ook gesalf met die Gees van God, dan word ek 'n Christus, word ek dan 'n seun van God? Ja, definitief. Of draai hom om.
as ek 'n seun van God is, word ek dan ook 'n Christus? Jy kan nie Christus en seun van God van mekaar skei nie. Jy kan nie, ja. Dis wat dit is. Jy Dis weet, wat dit is. Die woord Christus So, beteken gesalfde. ja. So in Afrikaans het ons 'n woord, gesalfde. Ja. In Grieks het die Grieke 'n woord. Die Grieke gebruik nie die woord Christus gesalfde nie. Hulle gebruik die woord Christus. Ja. Die Hebreëse mense gebruik die woord Messias of Mashiach. So ons, omdat ons nie lekker verstaan het wie Jesus is as die seun van God, om die ou seun van God plan te vervang, hierdie keer met 'n beter verbond en beter beloftes nie, 'n ruiltransaksie nie. Ja. Ons het die gedeelte geglo wat hy kom wegvat het in ons. Ja. Want is lekker as iemand jou skuld betaal. Maar die verantwoordelikheid wat ons moet opneem om soos hy te wees. Jesus sê, jy moet jouself verloon, die kruis opneem, menende jy moet ruiltransaksie, en dan moet jy agter my aanloop. Wat loop agter Jesus aan? Ja, disipel, maar wat is dit? 'n seun van God. Wat is 'n seun van God? Dis 'n gesalfde. Wat is die Griekse woord vir gesalfde? Christos. Daai woordjie se basiswoord sê om iets te ontvang wat aan jou geleen word. So Christus is 'n leen vir 'n aardse tydperk. Laat ons as seuns van God met hierdie salwing of hierdie krag kan funksioneer. Ons het dit nie nodig in die hemelse dimensie nie. Ons het dit nou nodig. Ons het hierdie olie en hierdie krag en hierdie geeswerkinge nou nodig om dit wat in die hemel is in die aarde in te bring. So om gechristus te word, sê eintlik die Griek sê dit so mooi. Consecrating, toe Jesus gesalf is, he was consecrated by God into the messianic office, and set apart vir wat God wil doen deur hom. En ons sien Jesus se lewe beeld dit uit. Ons sien vir 30 jaar doen hy dit nie, maar vir 3 jaar doen hy dit. Ja. En toe sien ons, is nie net hy nie, Petrus doen dit, al die apostels doen dit, Paulus doen dit. Jy verstaan, ek meen die mense het na Paulus toe ook gekom en gesê, hoorie, die gode is hy. Sê Paulus, nou wys, dis nie ons nie. Dis die werk wat God in en deur ons doen, as gevolg van wat Jesus gedoen het. Ja. Vanaf Jesus het hierdie werk begin. So nou is ons 'n oes, 'n oes van koringkorrels. Ja, koringare. Die koringare poporrels op, almal is koring. So almal is deel van dieselfde saad. Ons was mielies in Adam. Nou is ons koring in Christus. Nou ek maak mos 'n sak koring oop en sê ek, kykie, hierdie is 'n koringkorrel, dis 'n saad. Sien jy die saad? En as ek my hand invat, wat sê ek? Sade? Nee, saad. Ja, koring saad. So met Adam het die vyand dit reg gekry om net vir God een seun te gee. Adam. Toe val Adam. Ja. En almal toe daarna het geval. Nou kry die vyand dit weer deur godsdiens reg om met Jesus Christus ook vir God net een seun te gee. En dit is eintlik ongelooflik om te dink hoe ons dit gemis het, want as ons kyk na Lukas wat sê Adam was die eerste seun van God gewees in die aarde, en toe maar ons besef nie dat dit was 'n seun van God. God wou 'n seun gehad het. En dan lees ons deur die Bybel, ons lees al hierdie storieetjies asof dit net kinderverhale is. En dan met Abraham en daar's net 'n Isak. Maar dan is daar 'n incredible belofte. God wil nie net Isak hê nie, hy wil Israel hê. Hy wil 'n hele familie hê. En maar ons het dit alles net gemaak oor Isak en dit het daar gestop. Maar eintlik het God 'n belofte. En dis eintlik so sad as ons dit mis, want eintlik dan beroof ons God. Baie mooi. Daai ek hou van die voorbeeld wat jy gebruik, want daar lê diep skadubeeld daarin. Dis hoekom die Bybel sê Isak was 'n prentjie van Christus. Want onthou toe Abraham vir Isak offer. As 'n prentjie van Abraham is 'n prentjie van God en Isak is 'n prentjie van Jesus Christus wat sy eie hout op sy rug opdra. Abraham was Abram voor daai aksie. En toe na daai aksie, toe word hy Abraham, die vader van menigte. So wat sê dit vir ons oor God? Tot en met Jesus teen die kruis op, was God net Abraham, 'n vader van een. Jesus op daai stadium is die enig gebore. Hy is die enig van sy soort. Hy is die enigste Christus seun. Tot daar. En toe hy sê dis volbring, uiteindelik die beautiful exchange, die groot ruiltransaksie, vir elkeen wat glo, word God 'n Abraham,
Vader van menigte. Seuns en seuns en seuns van God. Nou 'n seun van God, 'n seun van die lewendige God, is 'n Christus. Ons was 'n Adam. Ek kan mos nie wegstap van die feit dat ek 'n Adam was nie. Ek was 'n Adam. Of ek nou 'n uit Hollandse agtergrond of Duitse agtergrond of Franse agtergrond of Afrikaner, it doesn't matter. Ek is Adam na die vlees. Dis my mensspesie. Maar as gevolg van die kruis en die groot ruiltransaksie is ek nie meer in Adam nie. Ek is nou in Christus. So wat word Jesus Christus? Hy's die alfa van 'n saad. Hy's die omega van 'n saad. Hy's die begin van 'n saad en hy's die einde van 'n saad. Hy's die eerste van 'n saad en hy's die laaste van 'n saad. Toe ek met my mond bely Jesus Christus is nou my Heer, toe sê ek uit Adam uit. Want God het hom sonde gemaak. God het hom Adam gemaak. En omdat hy gesterf het, sterf my Adam. Ja. Maar die volle ruiltransaksie is, omdat hy opgestaan het, staan ek ook op. En nou staan daar 'n klomp beloftes van God binne in my op. En dis dit wat die vyand wil weghou van die kerk. En ek dink, jy het nou 'n belangrike ding gesê oor om Jesus te bely as Heer, Jesus Christus te bely as Heer. En ek dink van ons kykers of die mense wat die eerste keer kyk, en selfs vir my, toe ek jonger was, en het ek gedink, om te sê Heer beteken God. Ja. Maar wat ons nie besef nie is, Adam, toe God Adam geskep het hy Adam Heer gemaak. Adam was die Heer oor mense. Adam was die Heer en hy het hom aangestel. Jy moet nou heerskappy hê. Ja. Vermeerder, jy moet heerskappy en Adam het geval. God het nie meer 'n Here in die aarde gehad nie. Adam het Here gedoen op sy eie. Hy het geheerskappy op sy eie en dis eintlik wat die Here beteken. Jy het weer grondgebied en jy heers oor daai grondgebied, maar Adam het weg van God af met kennis van goed en kwaad geheerskappy. Om te sê hierdie Jesus wat Christus geword het, hy is ons nuwe Heer. Dis nie meer Adam wat Heer is nie. God het dit weer herstel. En daarom kan God weer heerskappy in die aarde vestig. En ons kan nie sonder heerskappy koninkryk bou nie. Baie mooi. Beautiful. Daai Niels, wat sy skrifgie Handelinge 2 vers 36, nê? Handelinge 2 vers 36 sê, dis waar Petrus met die ouderlinge, die Fariseërs en die Sadduseërs en met die ouderlinge van Israel praat en sê hy, laat die hele Israel baie goed en mooi verstaan. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Want onthou, Jesus moes perfektheid bereik het, sê die Bybel in Hebreërs 3. Nadat hy gelei het hy perfektheid bereik. En toe word hy die bewerker van ewige saligheid. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het God nou die naam gegee bo alle name. Wie die naam bo alle name gehad? Adam. Adam was die naam bo alle name. Hy was die heel eerste naam bo alle name. Nee, maar besonder die heerlikheid van God na die. Hy het dit gehad en toe verloor hy dit. Hy was die Heer. Jy kan nie. Kom ons praat net gou wiskunde. God sal nie vir jou sê heers as jy nie die Heer is nie. Nee. So omdat Adam die Heer was, kon hy heers, maar hy moes dit met God se heerlikheid gedoen. Nee. Sodat die aarde gevul kan word met heerlikheid. God se heerlikheid. Nie sy eie nie, God se heerlikheid. Daar's hy. So nou kom Jesus Christus. Jesus Christus gaan betaal die prys. Is God se ruiltransaksie, God se offer, dat dit wat God verloor het, betaal hy voor in Jesus, as een gesterf het almal gesterf, en hy koop weer terug, hy kry weer terug wat verlore was. Dit is die geregtigheid van God, maak dit die geregtigheid van homself in die aarde, onder 'n nuwe Heer. So hierdie Jesus van Nasaret, as gevolg van sy gehoorsaamheid, dat hy gesterf het en op die 3de dag het God hom opgewek, is gemaak Heer en Christus. En toe gaan sit hy aan die regterhand van God, vir altyd. So dis die autoriteit of die orde wat hy nou govern. As ek kan nie weer deur die vyand gesteel word. Jesus staan nie, hy sit. Hy gaan sit. So en nou tree hy in. Wat dink jy doen hy met sy intree? Hy tree in dat alles wat in Adam gefunksioneer het, wat nou oorskuif, in Christus kan funksioneer. Maar die vyand stroop ons van ons identiteit, dat ons moet verstaan, Christus is 'n ons ding, is 'n spesie ding. Nou maak ons dit net 'n Jesus ding. Want godsdiens het 'n lering of 'n doktrine gebring wat nêrens in die Bybel staan nie. Daai lering word nie deur Jesus gepreek of geleer nie. Ook nie deur die apostels, dit staan nêrens nie. So
En dit stroop ons, dit anti-Christus ons. As dit ons anti-Christus, kan die koms van Christus hierdie spesie nie kom nie. En as die koms van hierdie spesie nie kom nie, kom die koms van God se geregtigheid nie, kom die koms van identiteit nie, kom die koms van God se heerlikheid nie. So ons staan nou onder hierdie nuwe Heer, En dan sê die Bybel, elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus is nou die nuwe Heer, tot eer van die heerlikheid van God. Nie sy eie heerlikheid nie, God se heerlikheid. So deur Jesus kry God weer toegang na ons toe, om sy heerlikheid in ons in te bou. Dit laat my so dink aan daai gedeelte gelykenis wat Jesus vertel het van die saad wat gesaai is en in die nag het die vyand die onkruid kom saai. Sy moet ons nou die onkruid verwyder. Nee, jy gaan die goeie ook nou uit die grond uithaal want God het goed gesaai. Sê maar daar gaan 'n tyd kom wat dit saam opkom en dan gaan jy sien dit wat Christus is en dit wat anti-Christus is, dit wat nie die identiteit is nie. Jy gaan dit kan begin sien. En ek dink met hierdie groot ruiltransaksie is iets wat ons ook gemis het. Ons almal in die kerk het verstaan die werk van Jesus het my 'n kindjie ons het genoem ons is 'n kind van Jesus. Maar ons het en dit weer eens net daar gestop. Ons het kinders gebly en ons het nie besef God wil nie 'n kind hê nie, hy wil seuns hê. En daar's 'n verskil tussen kind en seun in die volwassenheid en die verstaan. En ek dink dis hoekom hierdie program dis oor die vleis. Dis nie meer net die melk nie, dis nou die vleis. Om op te sluit wat binne in ons ingeplaas is deur die kruis. Want die Bybel sê Openbaring 1 sê God het hy het ons gemaak konings en priesters weer vir ons God. So Jesus het 'n massiewe werk gehad. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die genesing is net baie groter as net fisiese genesing. Dis ook sielgenesing. Dis geesgenesing. Dis 'n hele nuwe spesie of saad genesing. Dis 'n hele nuwe identiteit genesing. Sodat God vir ons weer die heerlikheid kan leer deur sy gees. Sodat ons met daai heerlikheid kan heerskappy voer in die aarde. Dis hoe die koninkryk gaan kom. As ons begin heers met God se heerlikheid, bou ons nie meer die wêreld as 'n habitat nie. Ons bou of verdeelde habitatte. Alles is verdeeld nie. Ons sal een habitat begin bou, die koninkryk van God. Dis baie mooi hoor. Ons moet verstaan en Petrus sê dit goed vir hulle. Hy sê julle Israel moet baie mooi weet. God het 'n nuwe Heer oor mensdom, 'n hoof aangestel oor 'n hele nuwe liggaam. Hierdie hoof is Jesus Christus. God het hom weer Here in Christus gemaak. Want dit was jou vraag, hoekom die woordjie Heer het vir baie van ons, omdat ons weer eens, kyk Afrikaans, Jake, of Engels, is 'n armtaal. As ek Engels partykeer verstaan ek is 'n mengelmoes van 'n klomp goed, maar Afrikaans is 'n prentjietaal. Maar dis arm en jonk. Grieks is groot. 3 woorde vir liefde. Agape, phileo, eros. Bybel sê net liefde. Liefde. So ons het limited, ons het beperkte woordjie om te gebruik. Liefde. Nou kyk jy in die Grieks, dan sien jy, hierdie woordjie liefde is anders as daai woordjie liefde. En daai woordjie liefde is anders as daai woordjie liefde. Sien jy nie? So, daar word net een woordjie gebruik vir Heer of Here. Dis die woordjie kurios, wat beteken most high authority. Nou die keiser is ook kurios. Ek meen, hulle het vir Pilatus so gevang. Onder die Romeine, Toe Pilatus se vrou sê, Jesus, ons moet nie hierdie man kruisig nie, ek het 'n droom gehad, ons moet hom uitlos. Toe kom hy uit, toe sê hy, luister julle, ek vind niks fout in hierdie man nie, hier's niks, kruisig hom, ek kan nie hom kruisig, hoekom het ek hom kruisig? Luister, as jy hom nie kruisig nie, dan noem jy hom ook Heer, en jy staan onder 'n ander Here, jy staan onder die keiser as die hoogste gesag. Toe sê hy, wag, hier is moeilikheid, weet julle wat, vat hom en doen met hom wat julle wil. So hulle was baie slinks, en so ons moet verstaan, Jesus sou die plek inneem van Adam, die hoogste gesag in die aarde, en dan gaan sit hy aan die regterhand van die een wat die hoogste gesag het in die hemele, God. So God is die hoogste gesag in die hemele. En sy seun,
die hoogste gesag van die aarde. En almal wat weergebore word, is nou 'n liggaam uit daai selfde saad uit, sodat God 'n many-membered body in Christus kan hê. Want die eerste liggaam het net een gehad, Adam, en al die ander dele het geval. Nou het Jesus Christus die eerste een geword, die hoof van hierdie mensdom liggaam. Ja. Nou kan ons almal ons plekke inneem, en as elkeen sy plek inneem, sê die Bybel, dan groei die liggaam na die volheid toe. So dis eintlik baie mooi. Dis 'n liggaam, is 'n liggaam, nê? Dis 'n liggaam. Dis 'n liggaam. Een beker, een verbond, het Jesus gedrink. Drink, pas hom aan. Okay, maar met die brood, Breek. stukkie. Hier gaan nog baie stukkies wees wat een brood, een liggaam, een liggaam maak, Ja, daai hele diep manifestasie van Johannes 6:66. Baie mooi. Ja, eet my vleis en drink my bloed, nê, sodat jy uit Adam kan kom en in Christus kan kom. So ek is die eerste, so verstaan Jesus is die alfa van 'n spesie. Maar hy kon dit wees omdat hy die omega is. Hy het eers hierdie werk gaan doen. Jy moet dit gaan klaarmaak. Nou ons aanvaar hierdie werk van die ruiltransaksie. Maar hierdie werk is nog missing. As jy dit vir die kerk vertel, dan skop minderwaardigheid hier in. Identiteitloosheid skop in. Godsdienst skop in. En dan gaan jy op die defense. En dan verdedig jy jou waarheid sonder die regte definisie en konteks. Jy weet in die ek wil net gou teruggaan na die punt toe. In die Ou Testament sal jy baie woordjies sien wat hulle vir God gebruik. Elohim, Yahweh, daar's 'n klomp woordjies wat vir God gebruik word. Of Here. As jy na die woordjie Here gaan kyk, klomp woordjies waar daar staan met hoofletters Here en met kleinletters of 'n hoofletter H en kleinletters Here. Dan kan jy gaan kyk na daai woordjies in Hebreëus. Dis verskillende woorde. Sommige van daai woorde kan jy gebruik vir God en vir mens. Soos Abraham, hy was die Here. Nee, Sarah het haarself geonderwerp aan haar Here. Abraham was 'n Here. En hom Here genoem. So die woordjie Elohim kan gebruik word vir gesag uit die hemel uit en gesag in die aarde. Dan Adonai. Adonai is ook 'n woordjie vir Here wat gebruik word vir God, maar die afbreeksel van Adonai vir mens wat ook weer Here is Adon. So baie keer as jy sê Abraham was die Heer, dan is hy Adon. Waar God is Adonai. Waar die woordjie Yahweh of Yotei-Wawei of Yahweh word net gebruik vir God. So daar's spesifieke woorde. So ons kan van die woordjies vir Here gebruik vir mens en vir God, want mens is die beeld en die gelykenis van God. Die woordjie in die Grieks, kurios, Heer of Here, daar's net een woord. En daai woordjie word gebruik vir God en vir Jesus Christus en vir dames en here. As ek voor 'n Griekse audience sou staan en ek sê dames en here, dan sal ek vir hulle sê die dame woord en kurios. Here. Nee, verstaan so en baie keer verstaan ons nie die hoogste aardse gesag teenoor die hoogste hemelse gesag nie. Maar Jesus, ek dink Niels, hy beeld dit mooi uit. Hy wys vir ons. Die ryk jong man kom na hom toe en sê vir hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?" Sê hy: "Wow, moenie, hoekom noem jy my goed? Daar's net een goed en dis God." So Jesus, hoe doen jy hierdie woorde? Dis nie my woorde nie. Dis die woorde wat ek ontvang van die Vader. Ek deel dit met julle. Want die Vader is nie hier om sy eie woorde te gee nie. Hy gee dit deur profete, konings, priesters, engele, maar nou deur seun. En dan as ek klaar my werk gedoen het, deur seuns. Nee, hoe doen jy hierdie werke? Wow, dis nie my werke nie. Dis die Vader wat hierdie werke in en deur my doen. Jy sien, as Adam nie geval het nie, sou dit mensdom se storie gewees het. Dit sou. Wow, kyk hy werke wat God deur jou gedoen het. In jou funksie, eer aan God. Mens kan nie dit doen nie, God het dit deur jou gedoen. Dis hoe ons so gepraat het. En dis eintlik as ons mooi dit... Sorry Niels, ek praat die hele tyd. Ek gaan nou Niels inbring. Weet, want as ons mooi daaroor dink, eintlik God se groot plan is om die koninkryk op die aarde te vestig. Is dit? Hy wil dit sigbaar maak, om 'n habitat te bou. Maar jy kan nie habitat bou as jy nie identiteit verstaan. Baie mooi. 'n Identiteit bou 'n habitat. Niels, en dan as ons nie eers heerskappy verstaan nie. En ons verstaan nie heerskap nie, maar koninkryk is 'n heerskappy op God se manier. Hoe gaan ons praat woorde in die Bybel en ons het geen benul wat hulle beteken. Ons het geen definisie, ons het geen konteks soos jy nou gesê het. En ons praat dit want ek hoor almal bou koninkryk, maar ons praat nie die identiteit nie. Ons praat nie heerskappy nie. Ons praat nie dat Jesus is hierdie
he's the author of our faith. Ja. Hy is die prentjie van wie ons is. Ons kyk in 'n spieël, as ons hom sien, dan sien ons wie ons is. Presies. Ja. En God wil hê ons moet dit vestig hier op die aarde. Wat is missing vir ons in kind wees en seun van God wees? Jake, ons ken nie God nie. Goeie vraag. Ons ken nie God nie. En ek dink dit het Jesus kom moontlik maak, dat ons God weer kan ken. En om God te kan ken uit die aard van die saak, moes ons die gees van God in ons kry. Die werk van die kruis was nie vir ons, dit was vir God. Ja. God het 'n tempel gesoek waaruit hy kan heers en waardeur hy kan regeer. Dis wat hy wou gedoen het in die aarde en dis wat God wil terugkom koop het. En dan het die vyand daarin geslaag, voordat ons nog by heerskappy en autoriteit kan uitkom, moet ons net eers bietjie verstaan wat is ons waarde. Want die prys wat God bepaal het, ons werd is. Ja. Wat hy bepaal het, en toe gegee het, en soos André het net gesê het, individueel, God gee 'n seun vir 'n seun, 'n seun vir 'n seun, individueel. Hy het met 'n seun, hy het sy enigste seun, hy het 'n seun gegee en hy het niks minder terug verwag as dit nie. 'n Seun van God. Maar wat verwag God van 'n seun? Om sy heerlikheid in hierdie aarde te bewerk. Ja. En dis wat Jesus Christus vir ons 'n baie mooi voorbeeld was, wat jy nou so baie mooi na verwys het. Sy woorde is syne en sy werk is syne en wow, net voordat jy my hier goeie meester noem, kom ons begin die wiskunde net reg. Daar's een wat goed is. En my lewe leef ek ook vir hom. Daar's net een, dis God. Dis hoekom Jesus gesê het, wow, as jy wil verstaan waaroor die ewige lewe regtig gaan, dit gaan oor om God die Vader te kan ken. As ons hom nie ken nie, dan mis ons uit waaroor die lewe gaan. So die Vader het die waarde betaal van daai prys, en die vyand wil ons al daar kom beroof, dat ons nie eens ons waarde verstaan nie. En uit die verstaan van waarde, moet ek weet, Jesus, maar as God my sy seun gemaak het God mos 'n verwagting van my. Hy het 'n verwagting. Dan is daar mos iets wat ek moet terugbring. Daar's daar iets waarin ek moet opstaan. Daar's daar iets wat ek moet gee. Ek deel nou die dag met iemand. Jy weet, mense koop nie. Ek het 'n jare terug 'n yskas gekoop want hy lyk vreeslik mooi. Was my mooi yskas het. Ek het in so 'n luukse woonstelletjie gebly en hy het 'n mooi yskas gekort in sy kombuis, dit so mooi inpas. En toe koop ek 'n mooi yskas en hy het so mooi spieël aan die voorkant en als. Maar die yskas is nie gekoop om mooi te lyk nie. As daai yskas nie koud maak nie, help die mooi wees niks. dan help die mooi wees niks. Ten minste het jy speel. Jy kan kyk dit. Jy kan kyk of jy te veel uit die yskas uit geëet het. Daarvoor kan ek 'n spieël koop, né? Hy is slim, jy weet ou speel die yskas, dan eet jy nie die hele tyd. Maar dis presies, ek meen die teleurstelling as jy ietsie koop of jy het iets bestel dalk wat by jou afgelewer word en die ding werk net nie. Ja. Jou teleurstelling in, hy ontmoet nie die verwagting nie. Nou, God het 'n verwagting van ons. Ek dink Romeine 8 wat sê, ons is skuldenaars. Ja. Nie om na die vlees te leef nie. Ons skuld God ons lewens. God het 'n belegging gemaak en hy soek 'n dividend. En ons het, dis weer waar die vyand inkom. Die vyand het ons daar gaan al vashou, dat ek is nooit seker of is ek ooit God se kind nie, want nou is ek sy kind, en dan het ek weer foute gemaak, en as ek nie sy kind nie, dis ook wat ek net gesê het, ek het nie 'n kind van God geword deur op te hou sondig nie. Ek het 'n kind van God geword, omdat ek geglo het in die volmaakte werk van die kruis. Ja. Dit het my 'n kind van God gemaak, so ek kan nie dit verloor, as ek weer 'n fout maak in die vlees nie. Ja. Want ek het nie bereik, deur op te hou 'n fout maak in die vlees nie. God het sy liefde aan ons bewys, toe ons nog sondaars was, maar toe het hy die prys betaal, want God het in my 'n waarde gesien, wat hy nodig het. Ja. En God het verstaan, een seun van God, gaan nie die aarde kan draai nie, gaan nie die koninkryk kan vestig nie. Hy soek baie van dieselfde kwaliteit seuns, ons moenie waarde met funksie verwar nie. Ja. Kan ek dalk hier inspring? Ek dink jy vra 'n uitstekende vraag. Jy weet ons word iets na die gees. So waar mis ons, waar het ons hierdie ding gemis tussen kind van God en seun van God? En ek wil regtig dit, ons, ek wil nie sê die kerk nie, ek wil sê ons, die leraars, Ja. die mense wat verantwoordelik is, om elke burger wat weergebore word,
eintlik uit die hemel uit te leer hoe om 'n ambassadeur te word van daai hemele in die aarde, want dan sal God sy plan bereik, nee. Ons het gefaal in 3 goed. Die eerste ding waarna ons gefaal het, is ons het gefaal om vir mensdom hulle purpose te verduidelik. Ja, baie mooi. Die doelwit van mensdom. Mensdom, toe God vir Adam maak, toe val Adam. En hierdie onbeskryflike God wat sy moue oprol en moeite doen om dit uit te kanselleer sodat hy 'n nuwe mensdom nie dan hemel toe vat nie, in die aarde plaas. Yep. En dan die heel eerste aksie wat hy doen, hy skeer die voorhangsel sodat hy kan na ons toe kom, dat hy kan kom woning maak uit die hemel uit in die aarde. So we failed to teach mankind its purpose. So nou hardloop almal nog steeds, Niels het dit nou mooi gesê, God het betaal vir ons skuld, so eintlik skuld ons lewe nou aan God. Ons het nie self betaal dat ons nou weer ons eie lewe kan leef nie, en ons eie purpose kan leef nie, want vir elke liewe ding onder die son het God 'n doelwit. Vir mensdom ook. Mensdom heel bo. Mensdom is die skakel tussen hemel en aarde. So as mensdom nie sy doelwit verstaan nie, verstaan niks in die aarde hulle doelwit nie. Diere sal endangered raak, uitgewis word, water sal opgemors word, riool sal in die water inloop, myne sal uitgemyn word vir om individue ryk te maak. Kan jy sien, en dis wat gebeur. Okay, so ons het gefaal om mensdom hulle purpose, hulle doelwit te leer. Nommer 2, ons het gefaal in openbaringskennis. Die definisie, die konteks en veral in die openbaring van wie Jesus Christus is, die Seun van God. Ja. Daar staan nêrens in die Bybel dat Jesus God die Seun is nie. Nou is ons Bybels al so gemoderniseer en oorgeskryf. Dis al so verdraai, dat ons nie meer die waarde van die oorspronklike Hebreëus en Grieks meer in die Bybel het, as Afrikaanse woorde of Engelse woorde nie. So nou moet ons 'n baie groot poging aanwend om terug te draai na die Hebreëus en die Grieks toe, dat ons weer die definisie en konteks kan leer. Want ons glo, wat vir ons in universiteite of by colleges geleer is, wat ook weer die produk is van mensdom. Ons gebruik groot en haai woorde, dat ons moet slim klink, wat nêrens hier dit staan nie hier nie. Daai woorde staan nie hier nie. Nee, so ons het gefaal in doelwit, want ons het gepreek, kom ons gaan hemel toe. En as God die mens in die hemel wou gemaak het, sou hom daar gemaak. Ja. As God hom in die hemel wou hê, as mens gesterf het, sou God hom dadelik weer gesoen toe gevat het. Ja. So ons het geval in doelwit, geval in openbaringskennis van wie Jesus Christus is, sodat ons kan verstaan wie ons is. Geval in die definisie en konteks, die openbaringskennis. Nee, ons like ons eie stemme, ons like om te preek, mooi woorde te gebruik, krag en wonders te doen, maar nie te leer nie. En dan die derde ding, ons het geval in disippelskap. Maak nie saak wat so groot wonderwerke Jesus gedoen het nie. Hy het 12 ouens gevat en hulle geleer en gesê, as iets met my gebeur, moet julle aangaan. Ek gaan myself gaan wy aan die waarheid, sodat julle ook gewy kan wees aan die waarheid en die heerlikheid wat God my gegee het, gee ek nou vir julle, dat almal kan een wees. Ons het geval om een te maak. Ons wil verdeel. Elke ou wil sy eie plan uitleef. Baie waar. So die Bybel sê, geloof kom deur die hoor, en deur die hoor van die woord van God. So as ons die regte goed hoor, Jake, dan sal ons weer terugkeer na God toe. Ek hou van 'n skrifgedeelte wat my verskriklik baie bedien die laaste ruk, is daai gedeelte uit Matteus 13 uit, waar Jesus begin met die gelykenisse, en dan vra die mense, sy disippels, hoekom praat jy met hulle in gelykenisse? Dan sê hy, ek praat met hulle in gelykenisse, sodat ek hulle kan stuur, om te kyk wie dink 'n bietjie verder. Want hulle sien my, en hulle hoor my, en hulle beleef my in wat ek doen, maar totdat hulle my nie totdat hulle nie gaan sit en sê, wat het hy nou bedoel met dit nie? Want die oomblik vraag kom, verder soek. Presies, die persoon wat klop, die deur gaan vermoog, hy wat vra gaan ontvang, hy wat soek gaan vind. So Jesus praat in gelykenisse, met sy disippels praat hy in mysteries. Hy sê, ek gee vir julle die mysteries van die koninkryk. Maar ons leef nou in 'n tyd waar die mysteries het al openbarings geword, en openbarings word beginsels. Maar hy sê daar's 'n profesie in Jesaja, waar hy sê, die mense hoor,
maar hulle luister, hulle neem nie, they do not understand. Hulle sien, but they do not perceive. So it doesn't go into their hearts. Their hearts are dull. Because if it goes into their hearts, if they not just see and hear, but they perceive and they understand, and it goes into their hearts, then they will turn. There will be a turning, and the turning will bring healing, sê die Here. So ons kort weer, en Jesus sê dit, hy sê, moenie bid vir die oes nie. God gaan die oes voorberei. Bid vir arbeiders, wat weer die purpose, die doelwit kan herstel, die skepingsdoel. Jy kan nie die skepingsdoel herstel as jy nie die skepper se doel verstaan nie. So, om die skepper se doel te herstel, binne die skepingsdoel, om die openbaringskennis oop te sluit van die nuwe seun van God, en as hy wie in daai Christus saad is 'n nuwe skepping. Almal is 'n liggaam van Christus. Hier's 'n nuwe spesie. Almal 'n deel aan hierdie liggaam. Want die exchange stop nie by wegneem nie, dit stop by opneem. Nee, opstaan, opwek, hierdie krag opneem. En dan die opvoeding met een heerlikheid, dat almal wat deel is van hierdie liggaam een werk kan doen. En nie hulle eie goeders nie. As ons daai drie goeders kan opneem, die verantwoordelikheid kan opneem van doelwit en openbaringskennis, en disippelskap, ware disippelskap. En die vyfvoud kan daai verantwoordelikheid regtig weer opneem. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dan skuif ons van kinders na seuns toe. En uit seuns uit kom hierdie nuwe habitat, dis hierdie koninkryk van God. Ek dink jy het dit nou mooi verduidelik, want toe Niels praat, toe benoem hy die volmaakte werk van Jesus Christus. Maar as ons nie daai drie goeders soek en ondersoek en vra en die openbaringskennis gaan probeer kry van elke ding nie, dan bly dit vir ons 'n onvolmaakte werk. Alhoewel dit in die hemele al 'n volmaakte werk is, as ons dit nie verstaan nie, dis kom nie toe daai kennis nie, bly dit 'n onvolmaakte werk. Dit stop iewers vir ons, en hy kan nie sy volmaakte werk in ons doen nie. Dis sad. Dit is, jy weet Jake, ons praat, die Bybel praat, waaroor die Bybel eintlik gaan, is die werk van Jesus Christus, sou die koms van Christus bring. Nou die koms van Christus, alles gebeur eers natuurlik, dan geestelik. So uit Jesus uit hierdie natuurlike koms van Christus was dit geopenbaar. Maar hy's 1 dag in die graf, 2 dae in die graf. Die oggend van die 3de dag, dan wek God hom uit die dood uit op. Want die Bybel het 'n profesie. 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. God het spesifiek bepaal dat Jesus moet sterf na 4000 jaar, die 4de dag. Sodat daar nog 1000 jaar kan verby wees, en nog 1000 jaar, laat in die 3de 1000ste jaar na die kruis, is ook die 7de 1000ste jaar van die skepping. En as ons dit begin verstaan, dan iewes skielik, as ons glo, en dis wat Paulus skryf, en ek wil hê die kykers moet 1 Korintiërs 15 gaan lees. Paulus skryf hierdie woorde. Hy sê, dit help nie eers ek preek Jesus Christus se dood en se opstanding. As ek nie vir die kerk sê, daar kom 'n opstandingsdag nie. Nou 'n dag, in God se kalender, is 1000 jaar. So wanneer die 7de dag, die 7de 1000ste jaar aanbreek, God se dag, die 7de dag, die rusdag. Die enigste manier hoe daai dag kan plaasvind, is as die 3de dag, wat dieselfde dag is, in ons plaasvind. Dat net soos wat ons die volmaakte werk, hierdie ruiltransaksie opgeneem het vir sy dood, en wat hy weggevat het, vat ons nou al die pad tot by die opstanding. Dan sal die koms van Christus kom. Die tweede koms van Christus is nie 'n natuurlike koms nie. Dis 'n geestelike koms. Dis elke seun van God wat wakker word, wat opstaan, wat eintlik uit die dood, of uit Adam die dood, opstaan en deurbreek uit Christus uit. Nee, in Christus in. En as die tweede koms van Christus, die oes, al die saad, wakker word, dan bely dit mos, of openbaar mos die eerste saadkorrel se werk. So hierdie twee komste, is hierdie twee olyfbome, wat eintlik die kandelaar voed, as jy nou,
Dis die twee getuies. Die twee getuies is die twee komste van Christus. En as ons die ruiltransaksie al die pad vat, moet ons verstaan, hy is opgewek die oggend van die derde dag, sodat daar 'n opstandingsdag, 'n opstandingsduisend jaar kan wees, waar ons as spesie wakker word, en in God se rus, en ons gaan nou nie meer in ons manier van kennis van goed en kwaad meer nie, ons skuif in God se heerlikheid se manier in. Dit bring weer God se manier soos dit is in die hemele, so ek in die aarde. Dit is waaroor alles gaan. Yes, dis powerful, Evan. Dit bring ons eintlik weer terug by ons eerste skrifgie wat ons geleer het, so that we can be made the righteousness of God, wat daai woord sê, to arise, to appear in history. Baie mooi. Ja, to come upon the stage. Daar's 'n tyd wat hierdie opstanding gebeur, 'n dag wat dit gebeur. Jy weet, en dit voel vir my, soos daai gedeelte van Petrus wat die openbaring het van Jesus Christus. Toe sê Jesus mos op hierdie openbaring gaan ek my kerk bou, Petrus. En dis asof die Petrus kerk nou weer opstaan en sê, hier is Christus, die Seun van God. Baie mooi. Ons sien dit weer. Ja. Dis hier, die dag is die hier. Die openbaring van wie hy is. Sê hy sê mos, ek is Petra, hoeksteen. Maar julle is Petros, stene. So iewers word die Petruskerk in die tweede koms van Christus geopenbaar. Wat waar is oor hom, die ruiltransaksie voltooi. Verstaan jy? Die opstanding vind plaas. Nie net die wegneem nie, die opstanding. Dan staan ons saam met hom op. Die Bybel sê dieselfde krag wat God gebruik het om hom op te wek, is die krag wat God gebruik om ons op te wek. Maar die kerk sou nie die opstanding verstaan, tot wanneer die dag, die opstandingsdag. Paulus sê, as ons nie preek daar so opstandingsdag nie, dan beteken die preek oor Jesus niks nie. Want die oes sou dan op. En vlees en bloed gaan nie hierdie openbaar nie. Die gees van die Here gaan hierdie in ons harte moet openbaar. En weet ek toe jy nou die hoeksteen noem, ek ry gister was ek verby kerk gery en ek sien het hulle so 'n steen daar gesit wat sê hierdie kerk is gebou deur hierdie pastoor op daai datum bla bla bla, waarvan die hoeksteen van hierdie kerk Jesus Christus is. En dit voel weer vir my asof as ons net tot by die volkome openbaring van die hoeksteen weer kan kom. Die beautiful exchange. Dit voel vir my halfpad. Ja, jy's reg. Ons maak dit 'n ding en ons sit dit daar en dit klink reg, maar ons het nie die volle openbaring nie. So God kan nie die merk raak slaan nie. Ons glo maklik, ek wil dit wees, ons glo maklik in die gedeelte wat hy word vir ons. Maar ons glo moeilik dat ons word wat hy was. Dis vir ons verskriklik moeilik. En as dit vir ons moeilik is dit dan onmoontlik vir God om te doen wat hy moet doen. Jy weet, so baie mense daar buite as gevolg van baie mense wat ons vervolg en voel dis hulle lewenstaak om ons uitmekaar uit te trek en te kritiseer en te krit en soos die Rotten Tomatoes, punt uit 10 uit te gee. Baie mense daar buite voel CIM wil anders wees of ons wil nie. CIM wil voorloop om die kerk wakker te maak in hierdie openbaring. Want dit is belangrik vir ons om te verstaan wie en wat Jesus Christus is, sodat ons kan verstaan wie ons is, sodat wat God gedroom het in sy liggaam van hierdie spesie, hierdie saad, waarvan Jesus die eerste is, die Heer is, moet opstaan. Want dan kom maar 'n krag, hoor. Daar's 'n opstandingskrag. En dit, weet jy wat, dan gaan die mure van verdeeldheid, die mure wat ons geskei het, gaan begin val. Die mure wat kerke en denominasies geskei het, die mure wat rasse geskei het, die mure wat geslagte mans en vrouens geskei het, die mure wat funksies geskei het, die mure wat bedrywe geskei het, alles gaan begin breek. God gaan alles weer versoen met een kennis van sy heerlikheid. En ek dink dit was sy drome gewees met die weet jy, kan ek net daai skrifgie lees? Ek wil hom so graag ek wil die hele tyd lees, maar ek moet hom net lees voor ons afsluit oor hierdie beautiful. Weet jy, wanneer ek dink aan die beautiful exchange, dan dink ek aan hierdie skrifgedeelte. En ek gaan hom optel ek lees hom vanaf Jesaja 61 vers 1 tot by vers 3. Hy sê, dis Jesus, the Spirit of the Lord God is upon me. Weet, vir die eerste keer ooit weer, was daar 'n mens, wat met God se gees gechristus is. Dis wat Jesus gelees het toe hy die wildernis uitgekom het. Dis wat hy in die tempel gelees het, nee. Want hy is die Adam. Hy is weer 'n seun van God,
seun van mens. Gesalfde. Hierdie is wat God gedroom het. Toegang vir God in die aarde. Ja. Toegang om God se woord vlees te maak. Nee. Because the Lord has anointed me. Daar wys hy het homself nie geanoint nie. Hy was nie dit gebore nie. Hy was dit gemaak. Ja. Nee, okay. To preach, van wanneer af preach hy? Van die water af? Van die Jordaan af? To preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. So God se vengeance lê binne in dag 7 en dag 3, maar binne in die kerk, binne in elke Christus skepsel. To comfort all who mourn, to console those, nou gaan dit van hom af, him, na those toe, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees. So, aan wat hang Jesus? 'n boom. 'n boom van kennis van goed en kwaad, 'n vervloekte boom, 'n kruis. En toe word hy die oorsprong van die boom van die lewe weer. Ja. Tree of righteousness. But now we are called the trees of righteousness. Ons ontvang God se righteousness. Korintiërs. The planting of the Lord, that he may be glorified. Die ou spesie was, ek gaan dit vir julle lees, was ashes, mourning, spirit of heaviness. Die nuwe spesie, die nuwe mensdom, is beauty, oil of joy, garment of praise. And trees of righteousness. Trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. And they shall rebuild the old ruins. They shall raise up the former desolations. They shall repair the ruin. Jesus doen iets, sodat ons moet die volle ruiltransaksie verstaan. Ja. Yes, baie dankie. Sandra en Niels, wat 'n incredible gesprek. Niels, ek gaan jou vra om ons af te sluit. En jy moet nou jou kans gebruik properly. My beker is Ja, ek gaan nou nie e-mails ontvang dat jy nou weer te min gepraat het vanaand nie, so jy gaan nou lekker vir ons bid. Hierdie is die tafel van die Here. Ja, nee, ek Die Here moet besluit deur wie hy wil praat. Ja, die Here praat. Ja, dankie Niels, ek kan vir ons afsluit vanaand. Ja, Vader, dankie dat ons lewens uitverkoop kan wees vir waarheid. Dis so belangrik, Here, want U is die waarheid. Kom lei ons in die waarheid, want U is die waarheid. Kom leer ons dat ons U kan ken. Vir te lank het ons onsself maak tel. Ek dink aan Jesus wat sê, as jy my disipel wil wees, neem dan jou kruis op. Eers verloon jouself, neem die kruis op en volg my. Doen wat ek doen. Hou jou oë gefokus. Doen wat ek doen. En ons sien in sy lewe. Hy het sy lewe geleef in Boere-Afrikaans, dat dit met U kan goed gaan in hierdie aarde. Hy het nie geleef dat dit met hom kan goed gaan nie. En die vyand het ons so kom beroof, maar nie ons nie. Die vyand het U kom beroof. Maar ek is dankbaar, Here. Dankbaar vir gesprekke soos die. Ek is dankbaar vir 'n werk soos die. Die afgelope jare het U ons bedien met waarheid, Here, en hierdie waarheid, wat baie mense nie verstaan, hierdie waarheid het ons verskriklik konfronteer. Net soos wat vanaand dalk mense konfronteer. Want dis die werk van waarheid. Waarheid irriteer altyd aanvanklik. Maar na mate waarheid inwortel in ons in, ja, dan bring dit 'n boom van geregtigheid in ons na vore. Dan word dit 'n skat van heerlikheid. En ek wil vanaand regtig bid, Vader, mag die waarheid, Jesus praat so mooi oor die waarheid, jy sal die waarheid ken. Mag die kennis van die waarheid, die openbaringskennis van waarheid, mag ons die waarheid hoor. Nou die waarheid ons vrymaak. En die waarheid is nie 'n halwe evangelie nie. Ons kan nie stop by die kruis nie. Ons moet hom deurvat na die leeggraf toe. Ons moet kan verstaan die rede hoekom die kruis, en dit gaan nie oor ons, dit gaan oor U. Dit was vir ons tot U. Het ons kom red.
maar sodat ons vir U instrumenteel kan wees in hierdie aarde. Sodat ons kan wees vessels of honor. So ek wil dit bid vanaand. Hierdie Jesaja 61 sê dit so mooi. Ek wil bid vanaand, Here, dat hierdie ruiltransaksie waaroor ons gesels het vanaand, dat die volheid van dit, die volkome werk van die kruis, dat dit ons sal oprig as seuns van God. Paulus skryf dit so mooi daar in Romeine 8. Die skepping wag en sug met reikhalsende verlange. En daai wag en daai gesig is omdat daar nog nie seuns van God is nie. Volwasse seuns van God, hulle wat verstaan, ek het opgestaan saam met Christus, as Christus in hierdie aarde, weens die werk van Jesus Christus, sodat ek vir God hande en voete kan wees, sodat ek saam met God sy huis kan help vestig in hierdie aarde, sy koninkryk kan help vestig. So ek wil regtig bid vanaand, Here, laat hierdie woord vanaand deurbreek. Ou pastor Perry Leroux het altyd gesê, die woord van God is soos 'n hamer wat breek. Kom breek vestings vanaand, Here. Kom breek vanaand vestings van oorleweringe en tradisies en van die Engels het 'n mooi woord van mediocre wees. To settle for good enough just for me. Ons kan nie die kruiswerk oor onsself maak nie. Maar ons moet verstaan, Here, U het 'n droom en U het 'n begeerte en U het daai begeerte gewaarborg met U bestaan. In Numeri 14, Numeri 21 vers 14. 14:21. U het vir ons die belofte kom gee dat hierdie aarde gaan gevul word met U heerlikheid, so waar as wat U leef. En daai heerlikheid het U binne in ons kom sit, Christus, sodat ons dit kan openbaar en die aarde weer kan terugkeer in die volle toestand van geregtigheid, soos God dit bestem het om te wees. Ag Here, dankie vir die eenvoud van die evangelie. Ek bid dat ons waarheid sal vind, Vader, en dat waarheid ons sal vrymaak. Ons het U baie lief. Dankie vir die voorreg om hierdie gesprekke te kan hê. Dankie vir wat U reeds al aan ons geopenbaar het. Ons is dankbaar, Here. Hierdie is nie 'n CIM leerstelling nie. Dis die woord van God en dankie dat U ons toegelaat het om al te kon sien wat ons sien en al te kan hoor wat ons hoor. Word verheerlik in ons en deur ons, Vader. Amen. Amen. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.